Die Jode het die gebruik om in die oggend wanneer hulle wakker word, 'n oggendgebed te bid. Terwyl hy nog in sy bed lê, voordat die dag begin, die heel eerste ding, bid hy die Mode Ani. Dit beteken, ek dank u. Die gebed in Afrikaans vertaal hy so, ek dank u, lewende en ewige koning, dat u my siel met ontferming aan my teruggegee het. U trou is groot. Nou die betekenis hiervan is dat wanneer iemand wakker word, hy sy gedagtes heel eerste op die Here wil rig en sy dankbaarheid teenoor die Here wil uitspreek. Volgens die Joodse geloof word slaap gesien as 'n miniatuurbeeld van die dood. Dat wanneer ek gaan slaap, dan word my siel aan die Here gegee vir bewaring. En dan in die oggend wanneer ek wakker word, het die Here my siel aan my teruggegee en hy gee my 'n nuwe kans op lewe. En daarom is hierdie gebed 'n bewuste daad van die dag om dankie te sê vir die lewe self. Die feit dat jy weer wakker word, word gesien as die feit dat God my siel aan my teruggee. Hiermee word gesê, God is die bron van lewe. Elke oggend se asemhaling is 'n geskenk van hom. En God is vol ontferming, dit is uit genade dat hy dit vir my gee, nog 'n kans, nog 'n dag. En hy is getrou. Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Die Here se goedertierenheid het geen einde nie. Sy ontferminge hou nooit op nie. Elke môre is dit nuut. Groot is u trou. Daarom sê hierdie Jood dan heel eerste, die eerste woorde van die dag gaan nie oor hom of haarself nie. Dit gaan oor God. Hy begin sy dag met dankbaarheid teenoor God, nie met die bekommernisse van die lewe nie. En hy erken dat God se trou groot is, en dat die Here genadig is. Hoekom is dit vir hulle so belangrik? Want dit is belangrik om jou gedagtes heel eerste, voordat daar soveel ander dinge jou aandag wegtrek van die Here af, heel eerste op God sal fokus. En dit herinner jou dat die lewe nie sommer maar net vanselfsprekend is nie. In die derde plek plaas dit God se goedheid, sy guns, sy genade op die voorgrond in jou gedagtes. En dit vorm 'n ritme van daaglikse geestelike dankbaarheid. Ek het vir u so 3, 'n kort, 'n middel en 'n langer oggendgebed in 'n Christelike baadjie omgeskakel. Daar is drukstukke daar by die deure. As u daarvan wil hê, neem dit saam huis toe. Ek sal wanneer ons die preek ook uitdeel in die groepe, sal ek daai gebede ook daar op die WhatsApp groepie hê. En dit is 'n mooi gebruik, 'n mooi gewoonte wat ons kan aankweek om elke dag te begin met God voorop in my gedagtes. Kom ons sluit ons hoofde. Ons buig ons hoofde. Heilige en drie-enige God, ons buig vanoggend in die lig van hierdie nuwe dag voor U. U is ons Vader wat ons deur die nag bewaar het. U is Christus wat ons verlos het. Nie is die Heilige Gees wat ons lei en lewend maak. Here, ons kom nou na U woord toe. Ons gaan dit oopmaak en dit oordink. Nie met selfvertroue asof ons dit in onsself sal regkry nie, maar in nederigheid en met verwagting. U sê, woord is lewe. U stem bring hoop.
U teenwoordigheid gee vrede. Here Jesus Christus, U het gesê, ek is die opstanding en die lewe. En dit is waarom ons vanoggend hier is, om U as die opstanding en die lewe self te ontmoet, om die waarheid self te ontvang. Open ons ore vanoggend om U stem te hoor, soos Martha dit gehoor het. Open ons oë om U te sien as die een wat sterker is as dood en wanhoop. Open ons harte sodat ons kan glo dat U nie net lewe bring nie, maar dat U die lewe is. O Heilige Gees, kom en heilig hierdie oomblik. Verlig ons verstand, maak die skrif vir ons helder. Laat elke woord van die Bybel op vrugbare grond val. Verwyder van ons alles wat ons aandag aflei, alle vrees, twyfel, bekommernis, gedagtes wat ronddwaal. Bring 'n heilige stilte in ons binneste sodat ons net U stem kan hoor. Here, laat die woord wat ons lees en hoor ons geloof versterk, ons hoop verdiep en ons liefde laat groei. Ons bid nou, Here, praat met ons, spreek Heer, U dienaars luister. Laat U woord verrys in ons midde, net soos U lewe verrys het op die 3de dag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die opstanding en die lewe. Amen. Johannes 11 vers 25 tot 27. Jesus het vir haar gesê, dit is vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. Net tot daar, ons skriflesing. Hoekom het ek net nou oor die oggendgebed van die Jode met u gedeel? Die Jode beskou slaap as 'n voorafskaduwing van die dood. Die feit dat 'n mens se lewe, jou gees, jou neseg aan die Here oorgee. Dit is 'n voorafskaduwing van die laaste keer wat ek my kop neerlê en aan die slaap raak. Wanneer ek wakker word in die oggende, is my eerste gedagte dat ek by hom is. En so eendag, wanneer ek finaal my hoof neerlê en ek wakker word, is ek by hom. Omdat hy nie net die bron is van my elke dag se lewe hier en nou nie, maar ook van die ewige lewe. God is die bron van lewe, ook die ewige lewe. Hy is vol ontferming, hy is genadig, hy doen dit vir my sonder dat ek dit verdien, en hy is getrou. In die gedeelte net voor hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom Martha by Jesus en Lazarus is al reeds 4 dae dood. En Martha, sy suster, is hartseer. Maar sy is ook eerlik in haar pyn en sy kom na Jesus toe en sy sê vir hom, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. So sy glo in Jesus, maar haar geloof is nog beperk, net tot die hede en die nou, en die toekoms nou as mens. Sy weet hy kan genees, en sy glo dat daar eendige opstanding gaan wees. En nou kom Jesus en hy wil vir haar wys, die lewe en die opstanding is nie maar net gebeurtenisse nie. Dit is 'n persoon.
Jesus antwoord daar met een van sy bekendste ek is uitsprake. Ek is die opstanding en die lewe. Letterlik in Grieks is die sinskonstruksie so gedraai dat die klem in die sin val op die ek. Hy sê as dit ware ek self is die opstanding en die lewe. En in hierdie uitspraak gebruik Jesus weer daardie ek is uitspraak wat God destyds, ons lees in Eksodus 3 vers 14, maar God aan Moses in die brandende bos verskyn en hy vir Moses gesê het, sê vir hulle, ek het jou gestuur. Daarmee sê hy, ek is die ewige God. Jesus sê, ek is die ewige God in 'n menslike vorm. Ek het mag oor lewe en dood. En wanneer Jesus van die opstanding praat, dan sê hy, ek is nie net iemand wat mense kan laat opstaan nie. Ek is die bron van alle lewe. Sonder my bestaan daar geen opstanding nie. Wanneer hy praat van ek is die lewe, dan sê hy daarmee ek nie net dat hy lewe gee na die dood nie, maar dat hy die een is wat lewe bring nou, hier, voor die dood. Ware geestelike lewe, selfs in hierdie wêreld. Jesus sê, Martha, jy wag vir die opstanding eendag, maar die opstanding staan nou hier voor jou. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. En daarmee breek Jesus die grense van dood en lewe oop. En hy sê dat lewe, ware lewe, bestaan uit 'n geloofsverhouding met hom wat sterker is as die dood self. Hy sê vir haar, wie in my glo, wie aan my verbind is, wie my as persoon vertrou, sal leef al het hy gesterf. Hoekom gaan ons dood? Wanneer ons hier in Genesis 3 vers 22 lees, daar met die sondeval, het God vir Adam en Eva uit die tuin uit verban. Vers 22, Genesis 3:22 lees ons, toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword deur goed en kwaad te ken, maar nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. Met ander woorde, God het daar met die sondeval destyds al uit genade, uit sy liefde vir ons besluit dat daar moet 'n einde kom aan hierdie stikkende, gebroke bestaan waarin ons leef. Om Adam en Eva uit die tuin uit te verban is nie 'n straf nie. Dis 'n stuk genade. Hy doen dit uit liefde. Dan moet eendag 'n einde kom aan hierdie sondegetuisterde, stikkende bestaan waarin ons lewe. Met ander woorde, wanneer Jesus hierdie woord daarna sê hy, die dood mag dalk my huidige liggaam. Ons praat van 'n vleishemp, lichaamos. Die dood mag dalk my liggaam raak, maar dit kan nie my verhouding met Christus beëindig nie. Paulus sê so mooi in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
Nou kom Jesus en hy sê vir Martha, ekskuus toe. Elkeen wat leef en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. Hy sê, as jy nou in my glo, begin jou ewige lewe saam met my. Dit is verskriklik belangrik vir ons persepsie van wat met ons gebeur wanneer ons tot bekering kom. Daardie dag wat ek my hart vir die Here gee, wat ek myself aan hom wy, sê Here, ek wil u kind wees. Van daardie oomblik af begin my ewige saamwees met hom. Ek hoop nie om eendag vir altyd saam met hom te wees nie. Ek is nou reeds saam met hom. Hierdie lewe waarin ek dan lewe, is nie net onsterflik nie. Dit is 'n kwaliteit van lewe, 'n lewe van vrede, van betekenis, van saam wees, gemeenskap met God. Ek is syne. Ek sê weer, Johannes 10:28. Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En ek kan dit weet, dat ek waar ek leef, hier in Leeupoort, op Kuduskop, waar ek ook al is, God is met my, ek is besig om my ewige saamwees met God te leef. En daarom is dit ook so gepas, om in die oggende wanneer ek wakker word, hierdie mooi gebruik van die Jode miskien aan te leer, om myself daarin te oefen, dat hierdie dag begin met God. Net soos wat soveel mense, ek self ook, dit ervaar, dat as ek Sondag nie kerk toe gekom het nie, dan is die 2 weke net te lank. Ek moet in die kerk kom, ek moet my batterye laai en God se teenwoordigheid ervaar, om krag te kry, om energie te hê, lewensenergie te hê vir die week wat voorlê. Jesus kom hier, wanneer hy vra, glo jy dit? Kom hy by die kern van geloof. Dis nie net 'n teorie nie, dis nie net iets wat ek moet hoor en van kennis neem en aangaan nie, maar dis 'n persoonlike keuse wat ek maak. Ek glo dit. En dit is asof Jesus hier op 'n sagte, diep manier vra, glo jy dit? Nie vra, verstaan jy dit nie? Glo jy dit? Aanvaar jy dit? Eien jy dit vir jouself toe? En dis wat hy ook vir elkeen van ons vanoggend vra. Glo jy dat Jesus Christus die opstanding en die lewe is? Die opstanding, hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat ons kan weet, hy het vir ons voorgegaan, hy het vir ons die voorbeeld gestel, hy gaan ons voor in die opstanding, maar nie net sodat ek eendag die ewige lewe kan hê nie, maar dat ek nou reeds 'n lewe van kwaliteit kan hê, 'n lewe waarin ek innerlike vrede beleef, wat alle verstand te bowe gaan. Dan kom Martha en sy antwoord, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En hier is een van die vroegste, sterkste geloofsbelijdenis wat ons in die Bybel kry. Sy erken en sy bely 3 dinge oor Christus. In die eerste plek, U is die Christus,
Met ander woorde, hy is die verlosser, die Messias, die een wat God beloof het wat sou kom. U is die seun van God. Hy is God self. U is hy wat na die wêreld gekom het. Die vervulling van al die profesieë in die Ou Testament. Hierdie woorde kom uit 'n vrou wat besig is om te rou. Sy het hierdie stuk seer in haar oor haar broer se afsterwe. Maar sy hou aan Christus vas. Ons lewe so maklik asof ons sonder hom kan klaarkom. Ons is dikwels so gefokus op die wêreld en die dinge hier rondom ons. So gefokus op dit wat moet gebeur voor die son sak vanaand, dat ons soms van hom vergeet. Ons het in hierdie week tydens die Bybelstudie weer daaroor nagedink. Ons is al so lank besig met die verkondiging van die evangelie hier in ons land. Ons kom al vir soveel jaar kerk toe, Sondag na Sondag. Hoe ver het ek al gegroei? Hoeveel ander het ek al na die Here toe gelei? Nie net met my woorde nie, maar ook oor die manier waarop ek leef. Kan ander wanneer hulle na my kyk, kan hulle sien dat ek uit die genade van die Here leef, bewustelik. Kom ons, mag hierdie teksgedeelte nie maar net woorde wees nie. As Jesus vanmôre na my, na u toe kom en sê, ek is die opstanding en die lewe vir jou. Vat dit vir jouself. Eien dit vir jouself toe. En lewe daarvolgens. Elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, u het hier vir Martha gesê, en kom ook so vanoggend na ons toe en sê, ek is die opstanding en die lewe. Ons kom vanoggend na u toe in nederigheid en in aanbidding. Dankie vir hierdie woord van hoop, die woord van waarheid, hierdie woord wat soos 'n swaard diep in ons binneste insny. Here, maar dankie dat u nie net dit gesê het nie, dat u verder gesê het, wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Dankie vir hierdie heilige belofte, dankie dat u sterker is as die graf, groter is as ons vrees, nader is as ons asem. Ons bely saam met Maria, saam met Martha, ja Here, ons glo dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe kom. Help ons deur die Gees, dat hierdie belydenis nie net woorde is nie, maar 'n anker vir ons lewens, 'n lig vir ons pad, 'n krag wanneer ons swak voel. Here, laat hierdie waarheid diep in ons harte wortel skiet, dat die lewe wat u gee meer is as asemhaling, dat as die tyd wat ons nog hier op aarde het, 'n ewige, onbreekbare, hemelse saamwees met u sal wees. Help ons om troos te bring vir die wat swaar dra, die wat rou, die wat onseker is, die wat genesing nodig het, liggaamlik en emosioneel, die wat vandag hoop nodig het. Laat u opstandingskrag
wat lewe gee, hulle optel, U teenwoordigheid hulle dra, laat U liefde hulle vul met vrede, wat alle verstand te bowe gaan, en maak ons die instrumente in U hand, waardige instrumente. Dankie Here, dat ons dit kan bid, en kan weet, ons behoort aan U, die opstanding met 'n hoofletter O, en die lewe. Amen.